'n eerste vir alles. En ons het so 'n paar Sondae terug het ons eerste doop gehad, daar aan daai pragtige swembad. As jy nie seker is of jou doop gewerk het nie, nê. Ek sê jou doop in daai swembad. Dit is 'n heilige swembad, julle. Nee, daar's niks heilig aan daai water nie. Maar ek het net gedink ek wil weer gedoop word in daai. Dit is so amazing daar. So dit was ons eerste doop gewees en dankie vir die doopspan julle wat ons gebless het daai dag om ek dink 7 of 8 mense te doop en dit was so 'n pragtige moment. Dit was 'n eerste vir ons. En vandag het ons die voorreg om ons heel eerste kindertoewyding hierso te hê vir mense vir wie ons verskriklik lief is. So as jy vandag hierso by ons kuier, omdat jy die Jandre en Zirkia ken, baie welkom hierso by Kaleia, hoor, jy gaan 'n ongelooflike tyd hê. Dankie dat jy die trappe aangedurf het. Luister nie, ek is so trots op julle, hoor. Kyk, die proses is, ons moet julle eers fisies gesond kry. En dan kan ons julle geestelik gesond kry. Alright. So baie welkom aan elkeen van julle. En mag jy net die pragtigheid van hierdie venue en die woord vandag, mag dit jou bedien. Ek weet die Heilige Gees is so getrou om jou te bedien waar jy is, so baie welkom by ons. So ek sal graag vir Jandre en Zirkia na vorentoe wil bring, so julle kan gerus hier voor by ons kom staan, en ek wil net so 1 of 2 goedjies oor hulle sê, en dan het ons gereël dat daar 'n persone van die koorspan 'n woord oor julle kom uitspreek. So, Jandre en Zirkia, baie welkom, staan hier so aan my linkerkant, kyk hierdie pragtige gesin. Yes, hoor ek gee net vir hulle lekker hande klap, hulle is so beautiful. Hey. Voordat ek verder hieroor gesels, wil ek net uit my hart uit, Gadiel, jy nie by my kom staan asseblief, my pragtige vrou, en jy lyk veral mooi vandag, magtig. Vandat ons begin die droomdeel wat die Here in ons hart geplaas het vir Kaleia, was hierdie die 2 persone wat, toe ons met hulle praat, onmiddellik ja gesê het, en gesê het, die visie wat die Here vir Kaleia gee, stap ons mee saam, en ek wil net van my en Gadiel se kant af julle altyd sê, ons is ongelooflik lief vir julle. Dankie dat julle ons hande sterk maak, dat julle geglo het in dit wat die Here wil kom doen in hierdie gemeenskap, en as gevolg van julle ja, sien ons wat ons hierso sien vandag. So baie dankie daarvoor. Ek wil verder sê ek is op baie min mense jaloers op in my lewe. Maar magtig ek jaloers op hierdie ou. Luister hierdie ou se kapasiteit om net 10,000 balle in die lug te hou in dieselfde tyd is ongelooflik, en ek leer baie by hom. En Zirkia, die manier hoe jy hom liefhet en hom ondersteun, en die ma wat jy vir hierdie 2 dogtertjie en seentjie is incredible. Julle is 'n pragtige gesin, wat 'n voorbeeld stel vir hoe lyk dit wanneer ons Jesus eerste stel in ons gesin. En so daarom het ons die grootste voorreg om vandag vir kleintjie Andrew toe te wy. En wat sê ons wanneer ons dit sê? En vir julle kom bid en salf vir die taak wat voor julle lê. Kinders grootmaak is nie eenvoudig nie. En so daarom wil ek graag hê, Alfons en Gilda, wil julle graag net hier by ons kom staan in hierdie oomblik. Ek het gevra dat hierdie ouerpaar, 2 mense vir wie ons geweldig lief is. Ek het gevra dat hulle gaan bid in die week en woord kry vir kleintjie Andrew. Want die Here het 'n massiewe plan vir hierdie klein pragtige lyfie wat hier so is. Maar voordat julle bid vir Keandrew, kan ek julle 2 net eers salf. En ek wil vra dat jy jou hand asseblief sal uitsteek, en dit beteken ek seën jou. Ek is besig om hierdie gesin te seën. Okay? So, daar is niks verkeerd daarmee om mense te seën. Sê hoorie, ek seën hierdie gesin met alles wat nodig is om hierdie 2 pragtige lyfies groot te kry. En ons wy vandag vir Keandrew toe om te sê, die 2 ouers sê vandag, Here, ons sal intentioneel, sal ons Keandrew leer van Jesus Christus, hoe lief die Here hom het, tot die dag wat hy sê, ek plaas my vertroue in Jesus Christus. Amen. Dis wat ons hier vir mekaar sê. So steek gerus julle hande uit, ek wil graag vir hulle bid. Here, dankie vir hierdie pragtige 2 mense.
Here, wat ja sê vir Jesus en ja sê vir Jesus se koninkryk. Here, ek weet dat hierdie gesin nog 'n massiewe impak in u koninkryk gaan hê. Here, ons kom salf en seën hulle vandag met alles wat nodig is. Here, met wysheid, geduld, Here, met alle voorsiening, finansiëel, wat hulle alles nodig het om hierdie gesin op te rig vir die roeping wat u oor hulle lewe het. Daarom, Jandre en Zirkia, jou eerste Jandre, kom salf ek jou in die naam van Jesus Christus as pa en priester van hierdie huis. En ek is so trots op jou, dat jy dit so goed uitleef. Dit is nie altyd maklik nie, lewe slaan sy houe, maar ek is so trots op jou, well done. Dankie Here dat u kom salf. Here, dan kom salf ons vir Zirkia. Here, met die gawe, die moederlike gawe om hierdie kinders op te rig vir wat nodig is om te gebeur. Dankie Here daarvoor. Here, u het 'n groot storie wat u deur haar lewe wil laat gebeur. Dankie dat ons vandag dit kan oor haar bid. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Alfons, ek wil graag die mikrofoon vir jou gee en dan kan jy 'n woord oor Keandre spreek. Ek en Gilda is in ons ouma en oupa fase, so hierdie is vir ons 'n massiewe voorreg. So ons gaan nou ons rug op julle draai, sorry. Klein Keandre. Mag ons hom salf. Gilda, terwyl ek dit lees. So Samuel van jongs af sal jou pappa en mamma jou leer om God se roep, die kaleo, te erken. Jy sal antwoord, hier is ek Here. Jy sal groot word en uitstaan. In wysheid sal jy heers soos 'n kampioen. Die Here met jou. Elke woord oor jou sal in vervulling kom. Soos Gideon en sy manne sal jy nie omdraai as jy bang is nie. Jy sal lewendige water drink, soos die Here wil. Soos 'n hoë berg sal jy uitstaan wanneer jy God se woord aankondig. Met Jesus se lig, die Heilige Gees binne in jou. Jy sal geseënd wees, gees, siel en liggaam sal jy bewaar bly tot Jesus kom. Ons spreek dit oor jou uit, klein Keandre. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Wat 'n pragtige oomblik. Ja. Sy. Ons het dan ook van Kaleo se kant af hierdie hele woord vir julle mooi geraam en opgesit, sodat julle dan dit kan ophang en vir ewig, en ek wil julle regtig aanraai, om wanneer hy slaap in die aande, vat hierdie woord, spreek dit oor hom uit, okay. So blessings. Ons is so lief vir julle, kom ons gee vir hulle weer 'n lekker hande klap. So. Sy. Dit is so lekker om 'n gemeente te wees of 'n kerk te wees waar ons jong gesinne kan bedien en kan lief hê in hierdie oomblik. Kan ek jou vra om jou oë net vir 'n oomblik te sluit? Ek wil net vir 'n oomblik saam met jou bid en dan gaan ons vandag in die woord in wat die Here vandag met ons wil kommunikeer. Here, ons wil 'n oomblik vat, ons harte en ons gedagtes belyn en sê, Here, ons maak ons harte stil, ons maak ons gedagtes stil vir dit wat U wil kommunikeer vir elkeen uniek soos wat ons hierdie woord lees vanoggend. Here, mag dit restaurasie bring, mag dit transformasie bring, maar meeste van alles, Here, mag ons net weer U glorie en U goedheid raak sien. Dankie Here daarvoor. En almal sê amen en amen. Ek het die afgelope tyd het ek jou bietjie doelbewus vir die wat nou nie by ons gemeente is, wil ek net so bietjie 'n recap gee oor waarmee is ons die afgelope tyd besig in Kaleo. Want is so nodig dat jy dit verstaan, sodat ons kan verstaan wat die Here vandag wil kom bewerkstellig op 9 Maart 2025.
So, ons het 'n paar weke terug, het ek op een van die aanlyn dienste, het ek hierdie vraag gevra, waar Petrus vir in Jesus in verhouding is, en in die einde van die boek van Johannes, dan vra Jesus hierdie vraag aan Petrus, Petrus, het jy my lief? Onthou jy dit? En Petrus moes dit 3 keer antwoord, en toe kom vra ek jou, as Jesus voor jou moet staan en hierdie vraag vra, het jy my lief? Wat sal jou antwoord wees? En ons het gesien hoe baie mense vir die eerste keer dalk in hulle lewe gesê het, Leon, ek weet ek moet die Here lief hê, en my ma en my pa het gesê ek moet die Here lief hê, en ek weet nie lekker om hierdie vraag te antwoord nie, en ek voel half of my verhouding met die Here nie reg is nie. En toe die tweede week toe kom sê ek vir jou dat een ding moet jy verstaan in jou verhouding met die Here wat so belangrik is deur Jesus se kruisiging en sy opstanding en my geloof in hom, het ek en jy toegang tot hierdie ding, is dat Jesus my en jou perfek lief het, al het ek en jy hom nie perfek lief nie. Amen. Ons staan in perfekte verhouding met hom, nie deur enige van ons werke nie, maar deur dit wat hy reeds afgehandel het aan die kruis. Hierdie bly die beste nuus op aarde, punt. Ek het nou gedink, amen, en hande klap, en mense, wat se goeie nuus is dit? Is dat ek en jy totaal vry van die wet is. Ek en jy kan nie meer die wet vervul nie, want Jesus het dit klaar vervul. Dit maak ons los van die wet, en dit maak ons vas aan Jesus Christus, die voleindiger van die een van ons geloof. Amen. En hy die perfekte verhouding met ons. So wanneer ek en jy val, verander Jesus se opinie nie oor my en jou nie. Hierdie was die ding wat my die vryste gemaak het, is dat Romeine 8 hierdie woorde kommunikeer. Niks, maar niks kan my ooit weer skei van die liefde van Jesus Christus nie. Nou, weer eens, ek het 'n studie gedoen oor daai woordjie niks. En niks beteken niks. Niks kan my skei van die liefde van Jesus Christus nie. Ja, Leon, maar ek het droog gemaak. Ja, Leon, maar ek het dinge aangevang. Ja, Leon, ek sit met 'n verslawing. Ja, Leon, maar ek het dinge hou my vas. Leon, ek het in goed deelgeneem wat ek nie moes deelneem nie. Luister vir my mooi. Niks kan jou weerskei van die liefde van Jesus Christus nie. Punt. Maar nou wil ek die visie van Kaleio gou-gou met jou deel. Want ons het die afgelope tyd beleef hierdie, kom ek noem die woordjie release, die liefde van Jesus Christus. Maar Paulus kom nou, en hy sê, ouens, julle beleef nou die liefde tussen mekaar, en vir God en God vir jou, maar ons kan nie daar stop nie. Ons moet nou beweeg na 'n volgende stap toe. Maak dit sin? En ek wil vandag bietjie gesels oor daai volgende stap. Want daar is soveel meer, wat te ontdek is in ons verhouding met Jesus Christus. Kan ek vir elkeen vandag sê, jou storie is nie klaar geskryf nie. Maar in dit wil ek vir jou sê is, jy dink jy het al Jesus sien beweeg in jou lewe, you ain't seen nothing yet. Daar is soveel meer om te ontdek in jou verhouding met Jesus Christus, met dit wat God beplan oor jou lewe. En dis wat ek vandag met jou oor wil gesels. So kom ons gaan vandag vinnig na Filippense 1 toe, quote, ek gaan net daai quote skip, ons gaan nou na daai quote toe gaan. Filippense 2, kom Paulus en hy praat met die kerk. En ek wil hê jy moet vandag luister dat Paulus met my en jou vandag praat. Hy sê die volgende, hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Het ons nie die afgelope tyd die troos in Christus ondervind nie? Het ons nie beleef die goedheid van die Here in mense se lewens? Hoe mense vrykom van die wet en in genade begin funksioneer? Hy sê, deur die aansporing, deur die liefde, deur die gemeenskap, deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, dan sê Paulus hierdie woorde, maak
dan nou my blydskap volkome deur een gesind te wees, een in liefde, een in hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Vers 4, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Mense, nou dat ons gered is, nou dat ons die goeie nuus van die evangelie reg verstaan, roep die Here ons, kaleo hy ons, dis wat kaleo beteken, die roep van die Here, die spesifieke roep van die Here oor hierdie gemeente. Nou roep die Here ons om een in liefde, een van hart en een in strewe te wees. Nou as jy soos ek is, dan lees jy hierdie woorde en besef, Here, hierdie is 'n onmoontlike taak. Een in liefde, een in hart. Mense, dit beteken absolute eenheid, dat ons saam in eenheid funksioneer. Die probleem is, ons is nie een mens nie. Ons almal het verskillende opinies, verskillende persoonlikhede, verskillende maniere ons na goed kyk, ons het verskillende ervarings. Hoe in hierdie lewe kan ons in eenheid funksioneer? Here, help. Veral onder Afrikaners. Papa. Kyk, as daar een ding wat ons nie kan doen nie, is dit saamstem. My maat, ons sukkel. Ons is hoogs individualisties gerig. Ons is hoogs op ons eie koninkryke gerig. My sukses, my lewe, my gesin, my manier. En ek glo die Heilige Gees wil iets van hierdie aanspreek. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy daar funksioneer, Afrikaner, mis ons die totaliteit van dit wat die evangelie vir ons probeer gee. Amen. En so ek vir jou vandag, die titel van hierdie boodskap is, ons het mekaar nodig. Kaleo, ons het mekaar brood nodig. Ek en jy moet vandag deur die Heilige Gees, moet daar 'n stuk in ons hart oopgaan om te sê, ek het nodig om 'n paar mense in my lewe toe te laat. Jy kan jou geestelike wandel nie alleen doen nie, punt. Jy gaan mis die totaliteit wat die Here deur ander mense in jou lewe wil kom doen. Ek wil jy moet nou mooi luister. Ek lees in die week 'n quote van C.S. Lewis. Ek begin nou so sy goeters lees en hoor jy, ek is besig om heeltemal verlief te raak oor hierdie ou se wyshede. Almal weet wie C.S. Lewis is. As jy nie weet wie hy is nie, gaan Google hom. Maar ek wil vandag vir jou iets kom wys rondom wat dit beteken om in mekaar se lewe mekaar nodig te hê. En C.S. Lewis het 'n manier om met woorde iets op te vang wat ek dink 'n nuwe openbaring vir my en jou vandag gaan wees rondom die funksionering van die kerk. Hoor mooi. C.S. Lewis sê die volgende, hy sê, en dit gaan op die bord wees, in each of my friends there is something that only some other friend can fully bring out. By myself, I am not large enough to call the whole man into activity. I want other lights than my own to show all its facets. Dan hierdie woorde. Hence, true friendship is the least jealous of loves. Therefore, if three friends, A, B, and C,
If A should die, then B loses not only A, but A's part in C. While C loses not only A, but A's part in B. In each of my friends, there is something that only some other friend can fully bring out. Hierdie is fascinerend. Om te weet, dat Jesus dit so beplan het, dat die volheid van wie ek en jy is, kan nie alleenlik uitgebring word nie. Maar wanneer ons funksioneer met 'n liggaam, dan bring my verhouding met jou en jou verhouding met my, bring die volle mens na vore. Maak dit sin wat ek vir jou probeer sê. As ek en jy individualisties leef, gaan ons mis wat die Here deur ons lewens wil kom doen. Ek wil dit vir jou reguit sê vandag. Jy het ander medegelowiges nodig in jou lewe, om die dele wat jy nie eers geweet het, binne in jou 'n realiteit is nie, na vore te kan bring. Erik, as jy my sal toelaat, ek en nou Erik kuier so 2 weke terug, en Erik is 'n pel van my, en ek wil hierdie illustreer. Ons het mekaar lanklaas gesien, ons drink weer 'n koffietjie, en julle, ek en die man begin gesels oor die evangelie, oor die grootheid van God se genade. Hoor hierdie ou saik my so op, nê. Luister, ek raak so weer verlief op Jesus Christus. Hoor jy toe ek al uitstap, toe is niemand veilig nie. Luister hierso, elke persoon wat voor my is, het ek toe gaan sê, luister hierso, ken jy vir Jesus? Ken jy die genade van Jesus? Hoor jy moet na 'n kerk toe kom, 'n baie nice kerk, 'n Leo kerk. Wow, jy gaan die liefde van die Here beleef. Erik het iets van wie iets wat ek nie self uit my uit kon uitbring nie, het Erik deur in ons verhouding uitgebring. Maak dit sin? So kan ek na elkeen van julle kyk en sê, yes, wanneer ek met daai persoon funksioneer in verhouding, dan bring dit iets ongelooflik. En dis hoe die Here die liggaam van Christus aan mekaar gesit het. Ek wil hê jy moet hierdie vang vandag. So kan ek jou vat vandag na 1 Korintiërs 12, en ek wil hê die woord moet jou lewe transformeer vandag. Hy sê, Paulus skryf hier, hy sê, as almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En dan sê hy die woorde, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan nie vir die voete sê, ek het jou nie nodig nie. Kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 12:24, hy sê, God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie daar bepaalde take gegee het. Ten eerste die apostel, tweede die profete, derde die leraar, verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, om ongewone tale of klanke te kan gebruik. Wat is Paulus besig om te doen? Hy is besig om te sê, ouens, in elke persoon wat hier sit, is daar 'n spesiale gawe gegee. Die een is nie belangriker as die ander ene nie. Die pastoor hiervoor is nie die een wat al die gawes moet laat gebeur en dat mense bedien word nie. Daar is 'n spesifieke gawe. Party van ons het 'n apostoliese gawe, party van ons het 'n profetiese gawe, party van ons het 'n gawe om mense te kan genees, party van ons het die gawe om wonderdade te kan doen. Ek wil vir jou sê, daar's niks kragtiger as vriende wat in harmonie saam beweeg nie. Kan ek dit herhaal? Daar's niks kragtiger as vriende wat in harmonie saam begin beweeg nie. Dit is die grootste aanval op die koninkryk van die donker.
wanneer ek en jy begin sê, Paulus sê, moenie een belangriker ag as die ander ene nie. Ag die ander een hoër as jouself. Want wanneer daai persoon in daai gawe begin funksioneer, is daar radikale impak. Maar my tyd kom, my oomblik kom, my gawe kom. En wanneer ons soos 'n span begin saamwerk, wow, die koninkryk van die donker, geen plek in hierdie gemeenskap nie. Ek hoop jy besef wat ek besig is om vir jou te sê. Daarom kan jy nie 'n stoel warm sit op Sondag nie. So kan ek vir jou iets van Kaleio se visie deel en hoekom ons anders funksioneer. Hoekom die Here ons gedring het. Ons gekry het op 'n plek. Mense vra my, wanneer gaan julle elke week kerk hou? Nie vinnig nie. Wil jy moet hierdie hoor? Want hier is een manier hoe ons saam funksioneer. Maar ek as jou herder, as jou pastoor, het nodig dat jy die alternatiewe week 2 goed doen. Nommer 1, rus. Nommer 2, 'n spasie in beweeg, in 'n nabye groep mense met wie jy jou lewe vertrou, sodat die gawes van die Here kan funksioneer binne in daai groep. Maak dit sin? Ons kan onmoontlik almal bedien hier op dieselfde tyd. Ons het mekaar nodig. Jy het nodig om mense in jou lewe toe te laat, anders as 'n spasie as hierdie. Nou sê mense, maar kom in die week by mekaar. Dis oukei, kom in die week by mekaar. Maar die alternatiewe week het ek nodig as Kaleio Kerk dat jy mense in jou lewe toelaat. Maak dit sin? Daarom het ons Kaleio kuiers waar ek jou aanlyn bedien. Nommer 1, dat jy kan rus. Ek wil hierdie vir jou sê, as jy meer by die kerk as by die huis, het jy 'n probleem. Jy het nodig om uit 'n plek van rus te funksioneer. Geen kerk het die mag oor jou om te sê, jy moet dit en moet dit en moet dit, en 'n bediening is rondom jou gebou, en jy moet daai en jy moet die. Stop dit. Ons het nodig om uit rus in ons verhouding met die Here oorlopends te vol. Wanneer ons by mekaar kom, is ons opgewonde om saam te wees. Maar wanneer ons nie by mekaar is nie, is ons opgewonde om by ons gesinne te wees. Manne, om ons gesinne te lei. 'n Sondagoggend is so 'n kwaliteit tyd vir jou en jou gesin. Daarom, weet jy waar is ek elke alternatiewe Sondag? Daai boodskap is nie live nie, hoor. Ek lê vir 'n rukkie langs my vrou in die bed. En dan vat ek my kinders en ons het 'n familie tyd waar ons geestelik saam funksioneer. Ek kan nie vir julle sê die rus waaruit ons funksioneer, dat ek ongelooflik uitsien om elke tweede week by jou te wees. Kaleio het 'n spesifieke roeping om 3 goed te doen. Om eerstens mense gered te kry. Gered. Eenvoudig soos hierdie. Om mense te red van die hel. Punt. Ek weet party ons is bang om vir jou te sê en bang om te praat oor die hel. Ek is nie bang om te praat oor die hel nie. Die punt is, mense wat nie tot geloof gekom het en hulle vertroue in Jesus Christus geplaas het nie, die woord is baie duidelik wat met daai persone gaan gebeur. Hierdie is nie draai preek nie, hoor. Hierdie is net die realiteit. En hoeveel te meer, jy wat hierso vandag sit, wat jou lewe vir die Here gegee het, waar sou jy wees sonder Jesus Christus? Hy het jou lewe kom verander. Hy het jou maniere kom verander. Hy het jou gedrag kom verander. Waar sou jou gesin wees? Waar sou jou finansies wees? As ek moet terugdink en dink ek het nie Jesus geken nie, dit sal 'n tragiese storie gewees het. So redding is vir ons 'n bitterbelangrike punt om mense die goeie nuus van die evangelie te vertel sodat hulle gered kan word. Maar die tweede been van wat ons sê is, ons kan mense nie los by gered nie, ons moet mense gesond kry. Hoeveel mense is gered, maar hulle is nie gesond nie. Amen. Daarom skep ons hierdie raamwerk, hierdie kerk, hierdie beweging om te sê, ons wil sien dat mense nie net gered is nie, maar dat hulle gesond word.
Dat hulle deel met die trauma van hulle verlede. Dat hulle oorwinning kry oor die verslawings wat in hulle lewe is. Dat hulle begin in autoriteit funksioneer. Ons wil mense gesond sien. Amen. En dan laastens wil ons mense gestuur sien. Daar's 'n storie binne in jou. Daar's 'n avontuur binne in jou. Het jy geweet jou naam beteken iets? Ek het hierdie storie nog nie vertel nie en ek dink is die regte tyd dat ons dit vertel. Hoe het ons op die naam Kaleo gekom? Kaleo, Griekse woord, wat beteken die roep van die Here, die spesifieke roeping van die Here. Mense, hierdie wat jy hier sien, is nie net een persoon wat vinnig 'n idee gekry het om 'n kerk te stig nie. Hierdie is 'n lang proses wat die Here jare in plek, in klein situasies het hy gekom. En seker gemaak dat goed in plek val. So die dag toe ons die naam moes kies vir Kaleo, toe is ons op vakansie op die Willekus, en die aand lê ek wakker, ek sê, Here, ek het nodig om hierdie beweging te noem, wat noem u hierdie beweging? En die Here praat met my in die middernag en gesê, gaan op na die berg, op die berg sal ek vir jou die naam gee van Kaleo. Die volgende oggend gaan ek en my vrou en my swaar, en ons beplan om hierdie berg uit te hike, en ek is vol gees, vol afwagting. Net toe ons begin, toe bel een van my swaar, se vriend om en sê, luister hier, so bid asseblief saam met ons is nou net deur 'n miskraam. En wat baie min van julle weet, is dat ek en my vrou het 'n seentjie verloor, so 2 jaar terug. En hierdie bring emosies op. En ek sê, Here, ek kan nie nou deel met hierdie nie, ek wil die naam van die kerk hê. En ek stap en ek is vol trane en ek is emosioneel. En toe ek aan die helfte van die berg kom, toe sê die Here, Leon, wat sou die naam van jou seentjie gewees het? Ek noem die naam. Ek sê, Here, maar dis my seer wat praat. Hy sê, nee. Ek sê vir die Here, okay, as dit die naam moet wees, voordat ons bo uitkom, laat my swaar, wat vandag daar foto's neem, laat hy die naam sê. Net voor ons by die bopunt van die berg kom, vra my swaar, wat sou die naam gewees het van julle seentjie? Ek sê sy naam sou Kaleo gewees het. En die Here sê, ek maak elke terugslag, bring ek nuwe lewe. So jy wat hier voor my sit, jy's nie net 'n groep mense vir my nie, jy's soos 'n kind vir my. Daarom sal ons lewens gee. Ek het jou lief, Kaleo, soos een van my eie kinders. Want jy's gestuur. Die Here het 'n roeping oor jou lewe. 'n Kaleo oor jou lewe. Daarom spreek ek hierdie woorde vandag oor Kaleo Kerk uit. Nie die poorte van die hel sal hierdie kerk stop nie. Maar daarom moet ons eengesind wees. Om te sê, Here, nie ons wil nie, U wil. U wil is om mense gered, gesond en gestuur te sien. En ons moet dit vat as ons eenheid en sê, Here, dis hoekom ons by mekaar kom. Dit is die doel. Miles Monroe sê hierdie woorde, if the purpose of something is unknown, abuse is inevitable. Die doel van Kaleo Kerk is om mense gered, gesond en gestuur te sien. Julle kan uit julle vra om vorentoe te kom. Nou wil ek 'n profetiese woord met jou deel.
wat die Here baie duidelik met my kom kommunikeer het. Hy wys my die prentjie van Nehemia. Julle ken die storie? Die mure is platgeslaan. Hulle is oop vir die aanval van die vyand. Vir 52 jaar is daar geen beskerming vir die mense wat in daai tyd besig is om daar te leef in Jerusalem nie. En die Here gee vir Nehemia 'n woord. Sy hart breek vir daai gemeenskap. Sy hart breek om te weet dat daar geen beskerming is vir daai mense nie. En hy stuur vir Nehemia na daai area toe. En hy sê, luister, ek het 'n plan oor hoe ons hierdie ding gaan herbou. Elke gesin bou net die stukkie voor jou muur. Dis al wat jy hoef te doen. Die roeping wat die Here vir jou gegee het, is om net die stukkie voor jou muur te bou. Dis al. Nou sien ek hierdie ding. Vriende, wat vyande is, moes ewe skielik sê, ons gaan moeilikheid hê as ons nie bereid is om saam te bou nie. Sien gou hierdie prentjie. Ek moet die stukkie voor my huis bou, maar daar's 'n stuk waar my pel 'n baksteen moet neersit, dan moet ek een neersit. Dan moet my pel een neersit, dan moet my die ander een neersit. Maak dit sin? Daar's 'n stuk waar ons verskille moet skuif en sê vir die eenheid, ons moet in eenheid staan. Hoor wat ek vir julle sê, Kallio, Suid-Afrika is op 'n bitter gevaarlike plek. En ek en jy het die voorreg om saam mure te bou, saam 'n beskerming rondom Suid-Afrika te bou, as 'n kerk wat in harmonie saam beweeg. Maak dit sin? Where there's a common enemy, there will always be unity. Mense, ek vir jou uitnooi. Ons het mekaar nodig. Eerstens om mekaar te bedien, ja. Sodat die genadegawes kan vloei. Sodat dit wat die Here wil doen, kan openbaar word in ons lewe. Maar tweedens, mense, het die Here 'n plan oor Suid-Afrika. En ek en jy kan saam bou aan dit. Asseblief moenie weghardloop nie. Jy gaan mis die hand van God in Suid-Afrika, wanneer kerk met 'n hoofletter K begin opstaan, wanneer herlewing begin gebeur, wanneer presidente tot bekering kom, wanneer regerings tot bekering kom, wanneer hulle die buig voor die naam van Jesus Christus, ons sal dit sien in Suid-Afrika, hoor my. Hoor my. Maar ons gaan ons verskille moet skuif. En sê ons staan in eenheid vir hierdie gemeenskap. As daar jammer gesê moet word, moet daar jammer gesê word. As ons in 'n plek kan kom, hoor hier, Here, waar kry ek die liefde om ander weer lief te hê? By jou. Want jy het my oneindig lief gehad, dat jy jou lewe sou gee, dat ek in ewigheid saam met jou kan funksioneer. Amen. Ek land met hierdie, ons het mekaar nodig. As jy wil sien die volle prentjie wat die Here in jou het, laat mense in jou lewe toe, volwasse geestelike mense. Jy gaan voel of die Here 'n petrol oor jou uitgegooi het en jou in die brand gesteek het. Want die liggaam is bedoel om mekaar op te bou. Amen? OK. Ek moet iemand bedien nou op hierdie manier. Gee my net 'n oomblik. Van gisteraand af is hierdie al in my hart en ek gaan net gehoorsaam wees. Ek wou hieroor spesifiek praat oor 'n paar weke van nou, maar ek moet 'n stuk van dit aanspreek nou. Kan julle my net 'n kans gee? Die Here wil iemand bedien wat op die voorstoep van uitbranding is. Uitbranding.
Jy's nie moeg nie. Jy's klaar. Jy's so moeg, jy kan nie meer funksioneer nie. Die druk van die lewe is soveel. Jy voel, jy moet jou kinders happy hou, jy moet jou huweliksmaat happy hou, jy moet jou familie happy hou, en nou moet jy nog 'n God ook happy hou. Ek het vir jou goeie nuus. Jy het nie nodig om die Here happy te hou nie, hoor. Jesus het vir ons die perfekte verhouding met die Vader. So Jesus maak die spasie oop waar ek en jy van uitbranding kan opstaan. Amen. Ek weet nie wie jy is nie, maar jy is geestelik, fisies, emosioneel op 'n baie, baie slegte plek. En daar is gedagtes van selfmoord. Dat is beter as jy nie meer is nie. Kan ek net vir jou sê, stop. Dis die manier van die vyand, want hy weet die storie wat binne in jou is. Ek wil jou bedien vandag. Ek gaan jou nie uitlig nie, ek wil hê almal maak dit jou oë toe daar so waar jy is. Maak dit jou oë toe waar jy is. As dit jy is, asseblief, kom ons hê respek vir almal. As dit jy is vandag, steek net jou hand op daar waar jy is. Ek wil net weet vir wie ek bid. Steek net jou hand op. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Here, ek kom nou en ek bid 'n heilige vuur rondom daai persoon. Here, elke demoniese mag wat invloed probeer hy op daai persoon, breek ek by krag nou in die naam van Jesus Christus. En Here, U sê in Matteus 11, jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Here, dankie dat U in hierdie oomblik kom en bonatuurlik rus gee vir daai persoon. Here, 'n geestelike, bonatuurlike rus wat opstaan in haar of sy gees. Dankie Here daarvoor. Laat daar in hierdie oomblik, Here, 'n release kom van die druk wat beleef word. Die Here sê vir my, ek moet net in tale oor jou sing. Hou asseblief jou oë gesluit en as jy saam in tale kan sing. Dankie Here. Kia kia kerere sotoko. Dankie Heilige Gees dat U vloei. Kia rere katia sotoko rebea. Reberete kia sotoko reabo. Rebera sotoko. Dankie Here vir oorvloedige rus wat nou vloei. Kan ons die Here net loof daar waar ons staan vir die bediening in die Gees. Kom ons loof die Here net, kom aan, klap hande. Dankie Here dat U mense se lewens kom red. Halleluja. As jy vandag hier sit en die Heilige Gees los jou nie uit nie, jy is nie op 'n plek waar jy gesê het, hoor jy, ek weet nie of ek gered is nie, of oor ek glo nie, ek het nog soveel vrae, maar vandag is daar 'n skuif in my hart. Ons 'n skuif in my lewe. Ek wil in verhouding wees met Jesus Christus. Ek wil my vertroue uit die wet uithaal en ek wil my vertroue op Jesus Christus sit. Ek wil in verhouding met Jesus leef. Ek wil wedergebore word. Ek wil vir ewig leef saam met Jesus Christus. Jy beleef 'n bekeringsmoment. Jy beleef in hierdie oomblik, ek wil saam met Jesus Christus beweeg. As jy hierso is vandag, ek wil net 'n kans gee vir jou. Asseblief wees braaf genoeg om te staan waar jy is. Dis die grootste moment in jou lewe. As jy sê ek aanvaar Jesus Christus, beteken dit jy sterf saam met Jesus Christus en jy word lewend saam met hom. Mense, hierdie is die grootste oomblik in mense se lewens. As dit jy is, asseblief, ek wil jou uitnooi om te staan waar jy is. Hierdie is nie net ek steek my handjie op en Here, dis 'n staan vir Jesus. Dit is ek gee my lewe vir Jesus. Loof die Here. Halleluja. Loof die Here. Kom ons gee ons harte. Kom aan, ons kan hier's mense gered vandag. Kom aan, halleluja. Halleluja.
Loof vir Here. Kom ons steek dit ons hande uit. Here, dankie vir mense wat gered is vandag. Here, mense wat nooit ooit weer geskei kan word van u liefde nie. Here, dankie vir dat u kragtig beweeg vandag. Hulle is nie meer geken as sondaar nie, maar geken as seun en dogter van God. Ons loof u daarvoor. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Kom ons loof die Here, kom aan. Julle kan julle sitplek neem, kom aan. Sy. Is lekker. Mense, dankie dat jy vandag kom beleef. Ek sien so uit vir dit wat die Here deur Kaleio gemeente wil kom doen en in hierdie gemeenskap. As jy wil betrokke raak, meer as net 'n bywoner en wil betrokke raak, asseblief, gee asseblief 'n detail vir ons, skryf dit neer, ons wil onmiddellik kontak maak met jou. Ons het 'n WhatsApp groep wat ons mense op sit, waar ons al ons inligting gee, so asseblief, gaan teken op. Daar so is maniere om te kan gee, na die afloop van die diens. Dankie vir elkeen se finansiële bydrae, dit maak dit moontlik dat ons 'n magtige impak binne in hierdie gemeenskap kan hê. So, ek sien regtig uit vir dit wat julle doen. Kan ons vir al ons gaste net 'n handeklap gee? Baie welkom en hoop julle het 'n goeie tyd gehad. Ek weet ons lyk vreemd, maar Jesus, ons gaan jou lief hê. Jy gaan nie ons liefde keer nie. So baie welkom en ek hoop jy het 'n goeie tyd gehad. Ek wil hê dat jy moet lekker nou saam kuier en die lekkerste koffie wat jy in jou lewe sal drink is daar agter. Kuier saam, wees saam. En as jy enige ander verdere inligting wil hê, gaan kyk op ons webtuiste, op Instagram, Facebook, alles is daar. En jy is welkom om met my en my span in kontak te kom. Lief vir jou, veilig ry, goed gaan. Sien jou oor 2 weke hierso, hoor.